Goeiemôre, jy's ingeskakel op Radio 33. Ek glo en vertrou almal het 'n lekker vakansiedag by die huis en so ook tyd saam met hulle gesin. Vanoggend gesels Mike Bolhuis weer oor die Charlie Kirk insident, maar in terme van wanneer is dit goed om iets te sê en wanneer moet 'n ou selfbeheersing hê en vir jou inhou, of wanneer jy iets sê dat jy dit so ordentlik oordra, sonder om gewelddadig of kras woorde of wat ook al te gebruik, sodat 'n ou dit nog op 'n respekvolle manier kan doen. Goeiemôre Mike, ek hoop dit gaan goed. Ons het so 'n bietjie reën die kant gekry, ek glo daar by julle ook. Ja, ons gaan praat oor die gevolge vinnig en ek wil konsentreer oor die Engelse woord sê dit die beste, restraint. You must restrain yourself. Die Bybel sê dit die beste in selfbeheersing. Is interessant dat dit val onder een van die liefdeswoorde van die Here. In ander woorde, al die attributes, al die gesindhede en al die mooi woorde oor liefde en in 'n verhouding, kom daar een woord in wat al daai woorde perfek saamvat, wat nie kan operate nie. As jy die woord selfbeheersing uithaal, val al die ander woorde weg en plat en die liefde is daarmee heen. En dit is toch vanselfsprekend, want jy kan die Here God jou lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou magte, al jou kragte, al jou sintuie, alles, en jou naaste soos jouself. Maar as jy nie jouself kan beheer nie, val al daai weg. So onthou dit, dis die belangrikste ding. Maar anyway, die gevolge rakende die skiet van Charlie Kirk is dit wat ek so pas genoem het, is die oorsaak daarvan. Mense het dit in 'n kom ons sê in 'n geaffronteerde manier, hulle is ontsteld oor die manier hoe hy praat, kwaad daaroor, miskien selfs jaloers daaroor, 'n klomp gesindhede oor die feit dat iemand vir die Here so uitstaan, antwoorde het vir alles, nie skaam is nie, goed lyk, hy's 'n handsome ou, he's got it all, en hy word dan onmiddellik en lelik geklassifiseer in tyd as ver regs en as iemand wat net vir sekere goed staan en dan kom daar 'n haat, soos vir die Jode ook en vir soos in ander kom ons sê mense in die wêreld wat spesifiek vir iets net staan, maar is nie te sê dat hulle noodwendig nie ander die geleentheid gee en selfs nie dat hulle die reg het om te toelaat of nie, maar dat hulle ruimte gee vir mense om nog steeds, soos ek gesê het voorheen, to agree to disagree en aan te gaan met hulle sienings en hulle lewenstyle. Ek meen die Katolieke haal tog mos nie die wat nie glo uit en maak hulle dood. En hulle het in die verlede dit gedoen. As jy na die history kyk, het religions onder mekaar meer mekaar vermoor as enige ander entiteite in die wêreld, hoor. En as jy die Ou Testament deeglik lees, was dit selfs 'n opdrag van God in daai tyd. En wat ou dit daaromtrent deeglik moet verstaan, want die Here God sien alles from the beginning to the end. Daar's niks wat vir hom 'n verbasing is of 'n onsekerheid of iets wat hy verkeerd doen nie. Ons het ons bietjie gepraat daaroor. As jy besef wie God is, dan maak dit vir jou baie makliker om gemaklik te wees met God deur te bid, laat u wil geskied, want dan outomaties al waar jy jouself vind in die mees haglikste omstandighede, jy hou nie jou oog op die omstandighede nie, jy hou jou oog op God, soos Petrus wat op die water op pad was na Christus toe. Dis 'n baie mooi voorbeeld daar in die Bybel. Eerstens sou jy jouself die vraag vra, maar waarom het Petrus dit gedoen? Maar dit was Petrus se karakter, en dit is wat so interessant is van die Gospels as jy dit lees. Elke ou daar het 'n karakter. Lukas het 'n sekere karakter, Matteus was 'n sekere karakter, Petrus was 'n sekere ou. Hy was die ou wat altyd alles oordryf het en vinnig en dadelik toegetree het en gedoen het. En die Here het al daai omstandighede gebruik om vir ons te wys dat hy 12 ouens gehad wat met hom geoperate het, een het hom verraai, en almal was verskillende tipe van mense wat vandag in die wêreld jy jouself bevind. En so ook met die mense daar buite. Maar obviously is daar wat en ons het dit wêreldwyd en ons het dit nog altyd gehad en dit sal in die toekoms nog altyd so wees. Die wat net eenvoudig besluit,
Christus moet gaan en hy moet vermoor word. And everything works to good for those who are in Christ Jesus. Want dit het presies ingeval met profesie en God het geweet dit gaan gebeur en die opstanding uit die dood is vir ons almal saligheid en ons is verlos daardeur. Nou kan nie Charlie met dit vergelyk nie, maar daar's baie mense wat mee goed gebeur en dan uit hulle dood uit word daar baie meer bereik as hulle sou geleef het. En dis wat hier gebeur het. Julle kan maar kyk, jy kan maar die media kyk. Onthou maar net, daar's baie media, oppas vir AI en maak seker dat jy nie net sommer vir enige video of storie val nie. Want ek is op baie groepe en ek kan vir jou sê op die groepe wat baie teen Christendom is, waar ek is, en teen die Jode byvoorbeeld, gaan jy alles daar kry wat opgediep kan word om die Christene en die Jode in die slegste lig possible te plaas. En so ook selfs op die Christengroepe gaan jy dit kry. So al die groepe gaan, they're gonna do their narrative, soos wat hulle dit sien en soos wat hulle dit openbaar. Maar nou praat ons van restraint, en ons praat van selfbeheersing, ons praat van dissipline, ons praat van reagering oor enige en alle omstandighede. En in hierdie geval waar die jong laaitie vir homself en vir die waar hy glo hy mee 'n verhouding het en saam met hom 'n groep is, het ek laas keer verduidelik, kan dit tot op 'n kultiese vlak beweeg van waar die persoon heeltemal selfbeheersing verloor en eenvoudig in haat en nait en bitterheid en selfs miskien om naam te maak, want iemand het dit nog nie genoem nie. Daai laaitie kan iemand wees wat, ek het hom nie geprofiel nie, ek het hom nie geondersoek nie, maar dit is 'n moontlikheid. Want kyk wat sy opslae het gemaak en kyk wat sy aandag het dit getrek en hy het dit dalk geantisipeer en geweet en dit was een van die redes wat hom beweeg het, want dit was 'n beplande moord. Soos hy self gesê het in sy eie woorde, hy het die geleentheid geïdentifiseer en hy het dit geneem. So, selfbeheersing mense, hoor nou wat ek vir julle sê. He that controls his tongue controls the world and his life and his surroundings and his situation. He that does not causes extreme damage to himself, to the world, to those around him, to his loved ones. Jy weet, ek is van Nederlandse afkoms en my ouers is van Nederland en my pa was baie streng op sulke goed soos, my pa sal letterlik op jou skree en jou klap oor die kop gee as jy net praat. Hy sê, jy moet dink voor jy iets sê. My ma dieselfde gedoen. Vir hulle was dit baie belangrik dat jy eers dink en dan praat. Tel jou woorde, is die Suid-Afrikaanse stelling. En onthou, ek het dit al voorheen ook genoem, as jy iets gesê het, dit sê, dit kan nie ge-unsaid word nie, dit kan nie ongesê raak nie, dis gesê. En as iets gehoor is dit gehoor. Jy kan dit nie, it cannot be unheard, jy kan dit nie gehoor het nie, dit is daar. En dit is daar vir die res van jou lewe, in jou lewe. En hoe erger dit is wat jy gesê het, hoe langer bly dit in jou geheue en by jou, en hoe groter effek het dit in jou lewe. So as jy stupid, skinder en kakpraat stories doen, is dit daagliks, dit spoel deur jou brein en is verby en it has no effect. Almal weet net, dis skinder en kakpraat. That's what you'll remember. Dis nonsense. Maar as jy dinge noem in levels boontoe en hoor, wat identifiserend is, en wat haatspraak is, en wat onwelvoeglik is, skadelik is, en ontstellend is, dan is dit goed wat mense affekteer, en mense in so 'n manier kan affekteer, dat hulle beïnvloed word daardeur, en onder andere, deur dit wat gesê is, drastiese en oningeligte besluite en bewegings kan uitvoer en neem. So in ander woorde, as ek wat bekend is, vandag op die radio, iets gaan sê, wat mense gaan ontstel, sonder 'n behoorlike verduideliking, buite misdaad, in die tipe van werk wat ons doen, oor gelowe, of oor, kom ons sê, verhoudings, enige vorm van verhoudings tussen mense, dan is dit wat geonthou gaan word, en dit gaan 'n effek hê op die mense, en dit gaan 'n ontsteltenis veroorsaak, en dit gaan 'n lelike debat en 'n divisie veroorsaak, en dit gaan my identifiseer
en dit gaan hulle identifiseer, en dit is skadelik. Maar, hier is die fyn lyn, en dit is vir my so interessant, dat die Here die tong behoorlik beskryf in die Bybel, en hoe gevaarlik en hoe goed hy kan wees. Het is interessant dat dit een van die min goed is wat ek ooit van die Here in die Bybel bestudeer het, wat dit meer duideliker stel, dat dit die stukkie in die liggaam is, die tong, wat in samewerking is met, wat die hele liggaam beheer, en jou brein. Jou brein is eintlik die oorsprong. Onthou, jou brein is die impulsstuurder, soos ek laas keer ook of voorheen al verduidelik het. So jou tong kan nie beweeg as die brein nie die impulse gee nie. En jou gedagtewêreld en dit wat jy inneem, en hier is waar selfbeheersing van absolute waarde is die bepalende faktor wat se impulse die brein gaan uitstuur, wat die tong dan gaan sê. Maar hoor hier wat die Bybel sê, dit is skerper as enige swaard. Daar's nie 'n skerper swaard nie. So dit is klaar geïdentifiseer as die mees skerpste item in die wêreld. Daar is nothing sharper as die tong nie. En dit sny tussen murg en been en wat. Nou die rede hoekom dit daai tyd genoem was, daai tyd was vlees geseparate in gedeeltes. En die moeilikste gedeelte was om die murg, die been en die senuwee-areas te separate. Want hulle, soos die Engelsman sou sê, they infuse. Dit is soos as jy in 'n rivier swem af na die see toe. Dit is so geleidelik dat jy ewe skielik later eers uitvind die water is nou sout. Maar vir daai hele gedeelte is daar die 1% sout en dan een strook verder wat jy swem is 'n 2% souter. En dan 3 ensovoort. Jy kom dit net nie agter nie totdat dit sout is. So naby is hierdie liggaamlike gedeeltes, en die Here sê dat hierdie swaard of skerp item kan daai ding presies skei. Wat hy eintlik probeer sê is dat dit is onmoontlik eintlik vir die mens om te kan doen, om daai skeiding te kan doen. Maar die tong is so splijmskerp dat hy dit kan doen. Menende dat hy kan waarheid, as jy deur die Heilige Gees praat en as kind van God, dit kan bereik wat die normale mens en niemand ooit kan bereik, tot verandering en tot verbetering van die mens. En as jy dit nie doen nie, tot nadeel van die mens. Dis jou tong wat jou oordeel. Die dag wat jy voor die Here staan, en jy daar jouself, want jy gaan verduidelik, en die Here is of jou advokaat, jou prokureur, jou verteenwoordiger, voor God, want jy gaan, onthou, God werk nie op 'n basis van, jy gaan net hel en hemel toe nie, you'll go, waar jy gekies het, jy kies jou pad, onthou, vrye keuse, is iets wat jy nie kan wegpraat nie, want anders is jy 'n puppet, 'n robot, en vrye keuse word reg van die begin van Genesis, tot in die einde van Openbaring, baie duidelik gestel. Dit is baie duidelik aan Adam en Eva gesê, everything and anything, this is it, hier is al julle opdrag, dis alles, is alles doenbaar, is alles fantasties, is alles lekker, is wonderlik, maar ek het een boom daar, wat ek nou nie wil hê julle moet by Peter nie, en op die einde van die Bybel, sê die Here ook, enigiemand wat aan hierdie boek van my Peter, en woorde bysit of uithaal, al die pla en strawwe wat julle hierin gelees het, sal op jou geplaas word, sal op jou neerkom. So, die Bybel is baie spesifiek, baie duidelik, dat die tong is die absolute, die besturing van jou boot, die besturing van jou voertuig, jou lewe, in totaliteit. En as jy nie selfbeheersing het nie, en dit is baie moeilik, because wie het dit nie al verloor nie? Kom ek sê julle iets oor myself, wat so is, want elke mens sit met die vermoë om dit te verloor. Kyk na hierdie onlangse mede-paratrooper Rekkie, wat ons ken, wat net eenvoudig besluit het, omdat sy vrou hom verneek, skiet hy haar dood. Net so, sit die wapen neer en wag vir die polisie om hom te kom haal. Nou as ou daai ding heeltemal ondersoek, is daar baie meer in dit, maar dit kom op selfbeheersing. Maar ek byvoorbeeld, as ek diere sake inkry, ek kyk nie eers na daai fotos nie, want dit ontstel my, en ek is 'n onemosionele ondersoeker, want ek is so uitgeknip vir hierdie werk, ek doen dit al van jongs af, dat ek dit kan hanteer, ek kan die ergste bloed hanteer, mense,
die ergste verkrachtingssake, die ergste, you name it, enigiets wat te doen het met mense in die ergste graad, het nie 'n tikkie emosie in my nie. Ek kan dit hanteer, ek kan daar sit om die waarheid te sê, alles wat te doen het met mense, doen ek die regte ding uit respek uit. Nie noodwendig omdat daar emosies is by betrokke nie. Want ek is onemosioneel positief, as ou dit so kan noem. En dit, jy weet, ou moet versigtig wees oor psigopatie, want as ou kyk na 'n psigopaat, is dit baie meer om oor te verduidelik, en ons kan op 'n stadium daaroor 'n gesprek toon. Maar elke mens het ook 'n vorm van dit in hom, waar hy oor sekere goed 'n beheer het, en is ander goed moet hy uiters versigtig wees of beheer kan verloor. Nou as ek renostersake of dieresake kry, dan stuur ek dit vir 'n span om te hanteer. Ek maak dit nie oop nie, ek lees dit nie, ek raak nie betrokke nie. Ek gee die opdragte en so, want ek sal daai mense iets aandoen. As ek by 'n ou instap en hy's besig om 'n hond te terroriseer met crackers, kak daai ou daar. Hy kak daar, right there and then. Maar vir dieselfde ook as ek instap en iemand is besig om 'n vrou te verkrag, hy ook. Maar anyway, selfbeheersing is uiters belangrik, en ons moet die Here bid vir twee dinge, en dit is wat in die Onse Vader is, dat hy ons nie in 'n posisie plaas van versoeking nie. Ons kan die Here dit vra, waar dit ons gaan beïnvloed, waar ons dinge gaan sê of doen, wat jy nie kan terugdraai nie, then it's done. Jy weet, ek kan baie voorbeelde noem. As 'n vrou haar man verneek het, of 'n man sy vrou verneek het, it never goes away. Mense kan vergewe, hulle kan daaruit leer, but it will always be there. Dit is soos 'n moerse vuur wat uitgesit is, maar daar's nog een koeltjie in die veld wat heeltyd bly rook, vir dae aan een. Dis so iets. It will stay there forever. Want die mens is so gemaak en geskape deur die God, dat alles is op rekord. So, jy moet weet, jy kan nie, as jy voor die Here staan, jouself uit jou situasie verduidelikheid nie, want sien jou brein soos 'n baie groot liaseerkabinet met miljoene files in. En as jy iets sê, al wat die Here doen is, en dis nou jou brein, dan druk hy net, ek maak dit nou net vir gemaklikheid en verstaanbare onthulwe hoe dit werk. Dan druk hy net 'n knoppie, dan kom daar 'n groot skerm op en daai file kom op. En alles wat jy daai dag gedoen het rondom die subject is recorded. Soos ons wat spesialis ondersoekers is, iemand kan nie later vir my sê, hoorie, maar dit en dit en dit, dan sê ek, wag so 'n bietjie, kom ons kyk na ons ondersoekdagboek, kom ons kyk na die recordings en die video's. So, it's just there, mense. En selfbeheersing, wil ek hoop, die skrik in julle inpraat vandag, is wat jy in jou lewe in moet kry. Want as jy dit het, elke mens het selfbeheersing, maar jy het dit 100% nodig, wat baie moeilik is. En as jy nie 'n kind van God is nie, gaan dit vir jou nog moeiliker wees. Maar as jy 'n kind van God is dit nie 'n versoek nie, dis 'n opdrag, want die Here maak dit part en parcel van die hele liefdesgesprek tussen jou en hom, en tussen jou en jou medemens. Want as jy nie selfbeheersing het nie, val al die ander goed weg. Dan is jy 'n klinkende simbaal, jy kan praat soveel as wat jy wil, jy kan sê jy is lief, jy kan sê jy is barmhartig, jy is genadig, jy is al die mooi goed van liefde, but it will fall away immediately, die oomblik as jy dit verloor het, en jy het nie selfbeheersing nie. En dit is wat hierdie laaitie gedoen het in die Kirk situasie, en dit is wat hierdie man gedoen het, wat sy vrou geskiet het, en dit is wat vandag, as ons so luister en hieroor praat, wat in julle koppe kom, waar jy weet, you lost it, en waar jy weet, somebody else has lost it, en ander het het verloor, en die het het verloor, en daai het het verloor. En jy kry dit van regering vlak af, jy kry dit in die polisie, jy kry dit in met die rykste mense, die armste mense, daar is geen ou wat selfbeheersing en die verloring daarvan, of die nalating daarvan, of die nie deurvoering daarvan, wat dit nie beleef of ervaar nie. Jy kan hoe ryk wees, hoe mooi wees, hoe alles wees, hoe siek, hoe oud, hoe klein. Het julle al gesien, kindertjies as hulle speel? Wie het vir die een klein kind wat daar kruip, paar maande oud, geleer om na die ander kind toe te gaan en om te knyp? Wie het hom dit geleer?
Die mens is gebore en ontvang in sonde. Dit is sy natuur. Nou, dink ou by jouself nou, die Here sê dan, jy's onskuldige kindertjies en kindertjies kom na my toe. Maar dit is nie te sê dat die kinders of die jongstes van die jongstes sulke dinge vryspring nie. Want dit is in die natuur van die mens om so te wees. En hy moet die natuur, sy sondige natuur, op 'n stadium aan die Here voorlê en bely, en in ware berou erken en afstaan, en dan in die wil en in die lewe van die Here lewe. Want baie keer wonder ons by onsself en ons lag self, sê, ja, wat sê hierdie kinders? Wie het hulle geleer om hierdie verkeerde goed te doen? Wie, het jy ooit na jou jong seun toe gegaan en vir hom sê, hoorie, wees van nou af rebels? Het jy ooit vir jou jong kind gesê, hoorie, as ek met jou praat, doen hierdie moerse sug met die hangskouders en sê, ja, of ek wil nie. Waar kom dit vandaan? Jy het nie vir jou kinders gesê om iets verkeerd te doen nie. Jy het nie vir jou kinders geleer om misdaad te pleeg nie. Jy het nie vir enigiemand geleer om misdaad te pleeg nie. Tensy jy betrokke is by bendebedrywighede en in misdaadbedrywighede, kan jy 'n bende in of groepe en mense saam werk wat operate en sê, alright, dis hoe jy nou met 'n gun werk, dis hoe jy huisroof doen, of dis hoe jy kidnapping doen, en dis hoe jy moord pleeg. Maar kinders is die beste voorbeeld om te toon dat dit is in ons natuur. So selfbeheersing is 'n moeilike subject, mense. En as ek vandag selfbeheersing in sy totaliteit in elke mens kon plaas, we won't have any crime, jy het geen autoriteite nodig nie, want jy sal dissipline hê, want die tweede ding wat volg met selfbeheersing is dissipline. Hoe lanklaas het iemand gepraat oor dissipline? Wat is dissipline? Dissipline is niks anders as behoorlike reëls en regulasies tot jou voordeel en tot almal se voordeel om jou. Jou gemeenskap, jou straat, jou land, die autoriteite, dissipline op kommunikasievlakke, op digitale en elektroniese kommunikasies ensovoorts. Imagine as jy net behoorlike die definisie van dissipline in jou lewe deurvoer, sal jy ook nie misdaad pleeg nie, en sal die wêreld ook heeltemal verander, en sal jy ook niks nodig hê dat iemand jou moet beheer en bestuur en moet waarsku en moet keer dat jy misdaad pleeg of iets verkeerd doen, as jy dissipline het nie. Want as jy dissipline het, gaan jy nie jou vrou verneek nie. As jy dissipline het, gaan jy niks verkeerd doen in wat jy sê nie, want jy gaan al die algehele reëls en regulasies tot voordeel van jouself en van die mensdom om jou en almal met wie jy te doen het, in elke vorm, met elke sintuig deurvoer. En ons gebruik tog so maklik hierdie woord. En hoeveel van ons kinders het dissipline? En hoeveel van ons het ware dissipline? So ek moet afsluit, want Marius het my 'n posduif gestuur met 'n boodskap en sê, Mike, sorg dat jy 11:30 klaar is, anders gaan ek jou net eenvoudig afsny, want daar's baie belangriker mense na jou op die radio. So ek gaan vir julle groet deur te sê, dat hierdie is 'n gedigtige onderwerp, en as daar selfbeheersing was in die wêreld, het jy nie slegte nuus gelees nie, en dat ons nie hierdie verskriklike ding beleef van Charlie Kirk, en alles wat jy vandag in jou kop in en deur gegaan. So, die oplossing is, tel jou woorde. Besef dat jou tong is baie skerper as daai knipknife wat jy in jou sak het. Ouens wat so brag en hulle messe so verskriklik skerp maak, daai samurai swaarde wat so in die reguit gehou word, dan sit hulle 'n bladsy op hom, dan sny hy hom net weens die gewig van die bladsy. Dis skerp, mense. Nou hier's wat die Here sê, jou tong is skerper as enigiets ever. En dit sluit in die Heilige Gees ook, né? Want die Heilige Gees is die skerpheid homself wat deur jou moet werk. Dis die oplossing, jou verhouding met die Here. Tel jou woorde, dink 2 maal voor jy iets sê of doen. Onthou, woorde is altyd eers en dan se doen. 'n Gedagte is woorde. As jy nou in jou kop iets dink, dan hoor jy dit. Dis hoe sintuie werk. Al wat nog moet gebeur is jy moet dit sê. So stel die editor aan, die beste editor van al jou woorde en alles wat jy wil hoor en wat jy wil sê of doen. Die editor. Dis die ou wat daai draft regstel dat hy reg uitgaan. Dis die Heilige Gees. Dis jou verhouding met die Here in Jesus Christus. Mag die Here julle ryklik seën, want ek gaan nou afgesny word, met absolute liefde en wysheid en insig en waarheid, en mag hy die editor in julle lewe wees en julle leer en onderrig in sy weë.
en mag ons vir ons almal, mag ons lief wees vir mekaar met absolute dissipline, reëls, regulasies, en mag ons woorde tel en tweemaal dink voor ons iets sê. En ons bid dit in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Groete, liefde julle, volgende Woensdag praat ons weer, donderdag, Woensdag. Woensdag, ja. Dankie, baie Mike, dankie, waardeer dit. As jy die gesprek vanoggend gemis het, stuur vir ons 'n WhatsApp op 084-752-7677, dan stuur ons vir jou die opname aan en jy kan inluister.